Die 2024 verkiesing en daarna, wat Sakeliga volgende gaan doen. Die nasionale verkiesing het vir ons meer vloeibare en mededingende politiek gebring. Die meeste ontledings fokus tans op hoe dit kan lei tot beter regering en staatsadministrasie. Maar by Sakeliga vra ons ook hoe dit ons langtermyn strategiese doel beïnvloed. In die toenemende politieke kompleksiteit sien ons geleenthede om nie net die regeringsimpak op die sakeomgewing te verbeter nie, maar ook om uiteindelik die staat se rol in die ekonomie te herdefinieer. Omdat verkiesings korttermyn politieke aangeleenthede beklemtoon, is dit maklik om te vergeet dat die rol van die staat self kan en soms moet verander. Deur sy geskiedenis het die staat beide uitgebrei en gekrimp, afhangende van die krag en gesag van ander georganiseerde sektore van die samelewing, wat verder as 5 jaar verkiesingsiklusse dink. By Sakeliga beskou ons die komende dekade van toenemende politieke kompleksiteit as 'n geleentheid om die regering te hervorm, ja, maar ook om die staat-besigheid-verhouding grondig te heronderhandel. Ons sal regerings- en sakegerigte uitreiking onderneem, verwerkbare kommunikasielyne met uitgesoekte ministers en politieke partye, deelname op korttermyn aan die voorgestelde nasionale dialoog waar dit bevorderlik is vir ons missie, en koördinasie met ander sake en burgerlike samelewingsorganisasies vir groter gekombineerde impak. Ons sal ons litigasie verskerp om wetgewing en regulasies te hervorm of terug te druk, waar dit sake soos BEE, infrastruktuur en sekuriteit aangaan, in 'n omgewing waar verenigde kabinetsteenstand nou moeiliker is. Ons sal ook derdens ons projekte voortsit om alternatiewe strukture op te rig vir plaaslike sakekamers, internasionale handelsbetrekkinge en openbare sekuriteit, omdat die sukses daarvan steeds van kardinale belang is om die ekonomie en gemeenskappe se afhanklikheid van die staat te verminder. Die vorming van die nuwe regering is geen rede om te ontspan nie. Inteendeel, Sakelei behoort die sterk en swakpunte daarvan te benut as hefbome om die nodige veranderinge wat vir dekades diepgaande ekonomiese en sosiale voordele kan hê, vinniger te bring. Hoe lyk die nuwe politieke landskap? Ons sien geleenthede vir hervorming. By die ANC wat sy meerderheid kwyt is, betree die nuwe regering en parlement 'n meer vloeibare en mededingende stadium. Hierdie verandering bied ruimte vir groter balans en wederwysige kontrole binne die uitvoerende gesag, tussen die uitvoerende gesag en parlement en tussen nasionale, provinsiale en plaaslike regerings. Daar is boonop nou ook partye in die kabinet wat konstruktiewe markgerigte hervormings wil hê. Ons beskou hierdie as 'n geleentheid om, waar moontlik, hervormingspogings te dryf en, waar nodig, die verdeeldheid binne die regering te benut. Ministers en adjunkministers wat die ANC teenstaan, is omring deur ANC-loyale ministers, direkteurs-generaal en personeel. Maar as hierdie ANC-skeptiese ministers hulle voete kan vind en die mees nadelige beleide soos BEE belemmer of weier om daaraan te voldoen, openbare administrasie vaartbelyn maak en 'n stem vir meer markvriendelike hervormings kan wees, dan sal hulle 'n belangrike, beperkende rol op magsoorskryding deur die uitvoerende gesag vervul. Die huidige kabinet is een van die grootste ter wêreld. Byna 1 uit elke 5 lede van die nasionale vergadering is nou ministers of adjunkministers. So 'n groot en polities gefragmenteerde liggaam, 'n logge liggaam, gaan mank aan samehangende uitvoerende gesag. Selfs net gereelde en produktiewe vergaderings sal moeilik wees. En dis 'n kenmerk wat ons kan gebruik om van buite af druk op die kabinet uit te oefen, soos byvoorbeeld deur meerdere, omvattende en gelyklopende hofgedinge. Vir die afsienbare toekoms het Suid-Afrika dus 'n regering wat 1. Moontlik meer doeltreffend in sekere gebiede kan regeer. 2. Partye insluit wat sterk gekant is teen baie van die skadelike ANC-beleid en ideologie. En derdens, minder samehangend en meer vloeibaar is. Geleenthede is volop vir sakegemeenskappe wat in die openbare belang optree, mits hulle genoeg eksterne druk kan toepas.
Maar dan ook tweedens, die nuwe politieke landskap gee vir ons gevare van voortgesette staatsverval. Tesame met geleenthede vir hervorming onder die nuwe regeerakkoord, moet ons ook verskeie belangrike gevare van voortgesette staatsmislukking bekyk. Die nuwe regering, en sekerlik die staat in die algemeen, weerspieël steeds oorweldigend die invloed van die ANC en sy sake-onvriendelike beleide. Die ANC domineer steeds die kabinet en bekleed die presidentskap en die meeste sleutelministersposte. Uit 32 ministers, 43 adjunkministers, tesame met die president en die adjunkpresident, bekleed die ANC 75% van posisies, die DA 15% en ander partye 10%. So ANC adjunkministers en ANC loyale direkteurs-generaal is in alle nie ANC departemente teenwoordig. En intussen dra 1,2 miljoen gevestigde staatsamptenare steeds die onuitwisbare merk van die ANC se 3 dekades lange bewind. Boonop is ministers en adjunkte, ongeag partyaffiliasie, redelik streng beperk tot die bestaande en dikwels skadelike wetsraamwerke. Die nie-ANC ministers sal ongetwyfeld probeer om hierdie grense te toets, ooglopend skadelike beleide te belemmer, maar hulle sal versigtig moet optree of die risiko loop om uit die kabinet geskop te word. En daar is nog 'n beperking op konkrete hervorming. En dit is die risiko dat die veelpartyregering kan verbrokkel. Die ANC, wat slegs 40% van stemme ontvang het, sal waarskynlik voortdurende en uitdruktige druk van binne en buite die parlement ervaar, om nie die invloed van partye soos die DA en die VF+ toe te laat nie. Immers, 2/3 van kiesers het op 29 Mei vanjaar steeds vir een of ander weergawe van die ANC gestem. En die mees uitgesproke van hierdie faksies sal die regering luidkeels daaraan herinner dat hulle nie vir sakevriendelike hervormings gestem het nie. Wat wetgewing betref, is die probleem dat die land se ekonomiese krisis nie voortspruit uit wat die ANC nog beplan om te doen nie, maar uit skadelike wette wat oor die verloop van 30 jaar opgehoop het. Die behoefte om die veelpartyreëling in die uitvoerende gesag te handhaaf behoort 'n welkome remskoen te wees vir die ANC se wetgewende ambisies wat die toekoms betref, maar dit sal ook die pogings kniehalter wat dringend benodig word om bestaande skadelike wette te wysig of te herroep. En hierdie realiteite aan die negatiewe kant dui op hoe waarskynlik staatsverval en skadelike inmenging by sommige sleutelareas steeds is. Dit noodsaak omvattende litigasie in die openbare belang met die beste moontlike benutting van die regsprekende deel van die staat vir die hervorming, maar terselfdertyd ook die bou van alternatiewe strukture waar verval op die gebied van die staat, munisipaliteite, sekuriteit en diplomatie en so aan dit vereis. Wat beteken dit vir Sakeliga se strategie? 'n ooglopende probleem in Suid-Afrika is dat die staat oor elke aspek van die ekonomie in sê wil hê. Maar daar is duidelik sake waaroor die staat normaalweg niks behoort te sê nie, soos met wie om in vennootskap te gaan, in diens te neem, of as kliënte en verskaffers te hê. En op gebiede van handelsregulasies, eiendomsbeskerming, infrastruktuur en sekuriteit, behoort die staat of nie betrokke te wees nie, of ten minste op te hou, monopoliseer. Nou, om sulke probleme op te los, is verkiesings gewoonlik nie genoeg nie. Want verkiesings versprei die mag binne die staat, maar ons kan nie op hulle staat maak om die rol van die staat self te verander nie. En daarom moet 'n goeie strategie vir 'n goeie saakomgewing nie net probeer om die regering beter te maak nie, maar ook om die staat se rol te herdefinieer waar nodig, soos dit al dikwels in die geskiedenis gedoen is. Ons moet dus daarna streef om te verseker dat die staat hom uit besigheid hou as dit nie sy besigheid is nie, en om vir sakepersone, vir sakelui die lang agterweë vryheid te verseker, om na hulle self en die gemeenskappe wat hulle dien om te sien, sonder om die toestemming van staatsamptenare te moet vra. In die komende dekade sal Sakeliga daarom regerings- en sakeregte uitreiking onderneem. Ons sal ons litigasie verskerp om wetgewing en regulasies te hervorm of
terug te druk en ons sal ons projekte voortsit om alternatiewe strukture op te rig, om die ekonomie en gemeenskappe se afhanklikheid van die staat te verminder. Hierdie missie lê op 'n ander vlak as verkiesingsuitslae. Dit vereis konsekwente, georganiseerde pogings om die staat-besigheidverhouding te heronderhandel vir 'n floreerende ekonomie in die openbare belang. En u medebefonsers en as vriende van Sakeliga speel 'n onmisbare rol in hierdie poging. U ondersteuning is 'n waardevolle en noodsaaklike belegging om 'n voorspoedige toekoms te verseker in die plek wat ons liefhet.